Markus 9 vers 1 tot 50. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, vir u een, en vir Moses een, en vir Elia een, want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En hulle het die woord van hulle self gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerders dat Elia eers moet kom? Toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel, en tog, hoe staan daar dan van die seun van die mens geskrywe, dat hy baie moet ly en verag word, maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrewe is. En toe hy by die disippels kom, sien hy 'n groot menigte om hulle en skrifgeleerders wat met hulle rede twis. En dadelik, toe die hele skare hom sien, was hulle baie verbaas en het na hom gehardloop en hom gegroet. Daarop vra hy die skrifgeleerders, waarom rede twis julle met hulle? En een uit die skare antwoord en sê, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring, en waar hy op hom ook aangryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande, en word styf. En ek het die disippels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie. Toe antwoord hy hom en sê, O ongelowige geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom na my toe. En hulle bring hom na hom toe, en toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik styptrekkings kry. En hy val op die grond neer, en hy rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê, van sy kindsdae af. En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. En toe Jesus sien dat 'n skare bymekaar stroom, het hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê, jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie. En nadat hy geskree en hom baie styptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan en die seun het soos 'n dooie geword, sodat baie gesê het, hy is dood. Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig, en hy het opgestaan. En toe hy in die huis kom, vra sy disippels hom afsonderlik, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. En hulle het daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea, en hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie. Want hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en nadat hy gedood is, sal hy die 3de dag opstaan. En hulle het die gesegde nie verstaan nie, en was bang om hom uit te vra.
en hy het in Kapernaum gekom, en toe hy in die huis was, vra hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Maar hulle het stil gebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hul midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang my nie, maar hom wat my gestuur het. Toe antwoord Johannes hom en sê, Meester, ons het iemand gesien, wat in u naam duiwels uitdryf, en wat ons nie volg nie, en ons het hom belet, omdat hy nie ons volg nie. Maar Jesus sê, moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen, en gou van my sal kan kwaad spreek nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons. Want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan in die onuitblustelike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voete jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krippel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel verwerp te word in die onuitblustelike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Want elkeen sal met vuur gesout word, en elke offerande sal met sout gesout word. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar.